Ons gaan vandag saam lees uit Esegiel 37 en natuurlik ook na 'n paar ander teksgedeeltes verwys. In Esegiel 37 gaan dit oor die Here wat praat met die volk en dat hy vir hulle lewe sal terugbring. In ons lewe is dit vir ons so belangrik om te gaan kyk, wat is dit wat vir ons lewe gee? Wat is dit wat ons lewe aan die gang hou? Wat is dit wat vir ons natuurlik elke dag lewe kan wegvat? Wat is dit wat vir ons lewe kan gee? So in ons lewe is dit belangrik om te gaan kyk, wat is die elemente wat in ons lewe daar moet wees om seker te maak dat ons kan lewe. En daarom is die tema vir oggend, hoor die lewe van die Here. Want wanneer ons gaan luister na God se woord, dan sal ons natuurlik onder die indruk kom van wat die Here in ons lewe wil bewerk. So, wat is dit wat die Here in ons lewe wil bewerk? Hoor die lewe van die Here. En dit is 'n interessante tema, want wat ons moet onthou is, as ons die lewe van die Here regtig in ons lewe wil hê, dan moet ons in die eerste plek ons gehoor gebruik, ons ore gebruik. Want wanneer ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons leer oor lewe, dan is dit baie interessant. In Genesis begin die Here deur te spreek, en elke keer wanneer die Here spreek, is daar lewe. As God sê, laat daar lig wees, dan is daar lig. As God sê, laat die donker en die lig van mekaar skei, dan gebeur dit. As God sê, laat daar ligte in die hemel gewel wees, die son, die maan en die sterre, dan is dit daar. As die Here sê, die diere moet daar wees, of daar moet plante uit die grond uitkom, dan kom dit na vore. As die Here sê, hy maak die mens, dan is die mens daar. So oral waar God spreek, kom daar lewe. En dit leer vir ons reg van die begin van Genesis af, dat ons moet luister na wat die Here sê. Want elke keer wanneer ons hoor wat God sê, kan die lewe in ons lewe natuurlik ook manifesteer. Kan sy lewe in ons natuurlik ook waar word. En kan ons in ons alledaagse lewe God se teenwoordigheid beleef. Nou in Esegiel 37 praat die Here met Esegiel. Dis die baie bekende gedeelte waar die Here met Esegiel praat. Die mag van die Here het Esegiel in besit geneem en deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. So ons lees in die eerste plek hier dat die gees van God 'n baie belangrike rol speel in hierdie profesie wat Esegiel gaan kry. Soos wat ons ook weet, die Heilige Gees se rol is in die skepping, want ons weet ook dat die gees van God oor die waters gesweef het en dat die Heilige Gees daar betrokke was. En natuurlik vandag nog steeds betrokke is in die skepping en dat sy gees ook in elkeen van ons werksaam is en in elkeen van ons woon en dat sy gees by ons betrokke is en dat dit sy gees is wat ons help om te verstaan wat dit beteken dat ons God se lewe in ons lewe kan beleef. En natuurlik dan ook omdat ons lewe dit is hy wat vir ons die lewe moontlik maak en ons moet dit ook elke dag waardeer. Nou lees ons hier in Esegiel 37. Die Here sit Esegiel neer in hierdie laagte en hierdie laagte was vol bene. En die Here het hom om hierdie bene laat loop en hy het gesien daar's baie bene in die laagte en hulle is baie droog. En die Here vra toe vir Esegiel, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? So hier kom Esegiel te staan voor hierdie situasie waar daar absolute dood is, absoluut bene wat geen verband met mekaar hou nie, wat rond lê en verstrooid lê. En die Here vra vir hom hierdie vraag, kan daar weer lewe in hierdie bene kom? En so kan dit wees in ons lewe, dat ons kan kyk na dinge wat ons ontwrig, dinge wat ons ontstel. Ons kan selfs na ons lewe kyk en dink, daar's sekere areas van ons lewe wat dood is. Daar's sekere aspekte in my wat nie meer lewe nie, wat dood gegaan het, as gevolg van dinge wat gebeur het, of as gevolg van dinge wat besig is om te gebeur. En dan baie keer vra jy vir jouself die vraag af, maar kan ek weer lewe hier kry? Kan ek weer op 'n punt kom waar dit vir my voel, ek voel soos myself, ek voel weer soos 'n mens, of dit kan ook gebeur dat mense rondom jou in so 'n posisie is en dat jy dit waarneem, dat jy dit sien, dat jy nie noodwendig hierdie belewenis het dat alles doodgaan nie, maar dit kan wees dat dit iemand naby jou is, iemand is met wie jy werk. En dan kom hierdie vraag natuurlik na vore, kan daar weer lewe kom? En dan gaan die Here verder en hy vra vir hom, kan daar lewe kom? En dan
sê Esegiel vir hom, nee Here, net U weet dit. Net U weet of hier weer lewe kan kom. Hiermee wil Esegiel dan te kenne gee dat God die een is wat beheer het oor lewe en dood, dat God die vermoë beskik, dat hy die een is wat in enige situasie lewe weer kan gee. Nou wat beteken dit vir ons prakties in ons lewe, hierdie lewe? Wat beteken dit as ons God se lewe belewe, as die Here vir ons lewe gee om te leef? In die eerste plek dink ek is dit belangrik dat ons baie dankbaar moet wees teenoor die Here, want ons almal kan vandag hier wees. Ons kan almal loop, ons kan almal sien, ons kan almal hoor en ons kan elke dag die lewe beleef. Want dit is vir ons belangrik om baie meer vas te kyk in die lewe wat ons het, as wat ons vaskyk in die probleme wat ons het. Dit is baie belangriker om vas te kyk in die gawe van lewe, as wat dit is om te kyk in die uitdagings van swaar kry. En dan sê die Here vir Esegiel, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit, en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef, dat ek die Here is. Profeteer oor hierdie bene, en praat oor hierdie doodsbene, en spreek lewe oor hulle. Natuurlik verwys die doodsbeendere hier in Esegiel 37 na Israel, wat geestelik dood is, Israel wat ver van God af is, Israel wat in sonde lewe, Israel wat nie na die Here luister nie, en Israel wat in ballingskap weggevoer gaan word. Verwys hierdie bene en hierdie profesie na 'n volk wat geestelik dood is. Maar tog leer ons van die Here hier 'n belangrike ding, dis die Here self wat wil hê dat daar lewe moet wees. God wil nie hê iets moet dood wees nie. God wil nie hê 'n mens moet geestelik dood wees nie. God wil nie hê jy moet rond lê soos 'n klomp dooie bene en dit net aanvaar nie. Israel kon hulle kondisie baie maklik aanvaar het en hulle kon net gewoon voortgegaan het om dood te wees. Maar die Here kom praat met hulle en hy sê vir hulle, julle moet lewe kry. Kry lewe, want jy kry dit verniet, het my pa altyd vir my gesê, toe ons kinders was. Kry lewe, jy kry dit verniet. En dit is wat die Here hier vir ons wil kom sê, hy gee die lewe verniet. Hy gee dit vir jou verniet. En dan word hier 'n baie mooi beeld gebruik. Hierdie bene sal gees kry. Met ander woorde, die skepingsorde sal hier in werking tree. In Prediker 11 lees ons dat Prediker skryf, Here, net U weet hoe die gees van die mens in die mens kom. Want voor geboorte is U die een wat die gees van die mens vir die mens gee. Selfs dit is 'n gawe van God, die geesmens wat hier in jou is. En dan kom hierdie profesie en dit gaan daaroor dat hier gees sal kom vir hierdie bene. Met ander woorde, hier gaan 'n menslike lewenskomponent natuurlik hier vir elkeen van hulle gegee word. Gees word gegee vir elke Israeliet wat weer gehoorsaam moet raak aan God, wat weer moet terugdraai na God toe. En so kry ons in ons lewe ook by die Here die mens gees. Ons kry dit voor geboorte. Maar dit kan wees dat ons mensgees partykeer sluimer en slaap en nie wakker is nie, nie bewus is van God nie bewus is van die lewe nie, en dat ons eintlik half slaperig is met ons mensgees. En dan is dit ook van ons waar om te sê, word wakker jy wat slaap, skryf Paulus, en staan op uit die dood. Word wakker, mensgees, staan op en kry lewe. Hierdie lewe is verniet. Hierdie lewe kry jy by God. En daarom is dit belangrik vir elkeen van ons om in ons lewe vir die Here ook te vra, Here, maak my gees lewe. Maak my mensgees vol van U gees. Geef vir my mensgees die lewe wat ek nodig het om in hierdie lewe voort te kan gaan. En dan gaan die Here nog verder. Daar is gees, maar daar's ook spiere wat bykom, daar's ook seënings wat bykom. Alles wat nodig is om hierdie bene te laat beweeg, kom van God af. En dan kom die vraag natuurlik na my en jou toe, hoor jy God se lewe in hierdie gedeelte? Hoor jy die lewe wat hy gee? Hoe meer ons God se lewe hoor,
hoe meer sal God se lewe in ons lewe gestalte vind. En dit sal dan wees dat God se gees sal deurbreek in ons lewe, dat ons uit hierdie geestelike sluimerende kondisie sal kom, uit hierdie geestelike slaapkondisie, sal wakker skrik en sal weet dat ons lewe by God het. Ons mensgees gaan lewe. Ons gaan op 'n ander manier energie kry in ons lewe. Ons gaan op 'n ander manier kyk na dinge. Ons gaan op 'n ander manier voel oor die lewe. Want wanneer ons mensgees wakker is alles wakker. Wanneer ons mensgees aan God gekoppel is, het ons 'n tipe van 'n krag wat ons nie by onsself kan kry nie. En daai krag is die krag van die Here. En dit is die krag wat ons nodig het. En daarom dat Paulus dan dalk ook skryf in Efesiërs 1 as hy 'n gebed skryf vir die gemeente om vir hulle te sê, ek bid dat julle oë van julle hart sal oopgaan, julle geestesoë, dat julle sal sien watter wonderlike heerlikheid die roeping inhou wat God vir julle het. En dan skryf hy ook en hy sê dat julle kan sien dat die krag wat in julle werk, die Heilige Gees is en dat dit dieselfde Heilige Gees is wat Jesus uit die dood opgewek het. En dat daardie opwekkingskrag van die Heilige Gees in elkeen van julle werksaam is. En dit is vir ons ook belangrik in ons lewe om te besef, God se lewegewende Gees is in elkeen van ons. Die groot vraag wat ons vir onsself moet vra is, gaan ons dit hoor in die woord van God? En dan die volgende ding, gaan ons daarop reageer? Want dit is wat gaan bepaal of ons geestelik gaan lewe en of ons geestelik aan die slaap is. En dan sê Jesegiel, ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek te doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel oor aangetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat as profeet met die gees, tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe, en gaan staan regop. En interessant dat Jesegiel hier 'n opdrag kry om te profeteer teenoor die gees van die mens, teenoor die innerlike wese van die mens. Hoekom is dit vir ons belangrik vandag om dit te hoor? In die eerste plek hoor ons baie keer ons godsdiens en ons geloof net deur ons ore. En dit gaan na ons brein toe. Maar dit is ook belangrik vir ons om innerlik die stem van die Here te hoor. Om innerlik op hom te reageer. Om vanuit ons innerlike wese ook God te aanbid. En dan kom hierdie bene na mekaar toe, hulle word deur die senings en die vleis alles aan mekaar vasgemaak, en dan die laaste is, daar moet gees in die mens gesit word. En dit is die lewe wat ons van God af moet hoor. God het vir jou gees gegee, 'n mens gees, wat jou laat regop opstaan. In Spreuke staan daar, as die gees van die mens gaan lê, wat sal die gebeente van die mens aan die gang hou? Wat sal die gebeente van die mens aan die gang hou as die gees van die mens gaan lê? En hoe kry ons hierdie mensgees aan die lewe? Dit begin by 'n eenvoudige gebed. Here, maak my gees lewendig. Maak my vol met u gees. Maak my gees vol van u. Maak my liggaam vol van u. Ek onthou daar was eendag 'n dame diep in haar 60s of 70s wat vir my gevra het, hoe weet sy of sy die Heilige Gees het? Hoe weet sy of sy nou geestelik wakker is of nie? Toe sê ek vir haar, Tannie, het jy vir die Heilige Gees gevra om jou vol te maak? Het jy vir die Gees gevra om jou gees nuut te maak en lewendig te maak? En sy sê nee, sy het dit nog nie gedoen nie. En ek sê toe van, maar wil jy dit nie nou doen nie? En sy doen dit toe, en op daai oomblik sal ek haar oë nooit vergeet nie in haar gesigsuitdrukking. En sy kyk na my en haar gesig straal en sy sê vir my, Dominee, is dit hoe dit voel? Ek sê vir haar, ja Tannie, dis hoe dit voel. Dis hoe dit voel. As jy die Heilige Gees in jou lewe toelaat. En die oomblik as jy die Heilige Gees so in jou lewe toelaat, dan verander jy. Alles verander.
in jou lewe. Jy het 'n totaal nuwe lewenservaring, 'n totaal nuwe dimensie wat in jou lewe aanbreek, 'n nuwe dimensie van waar af jy kan lewe. En dan ewe skielik, soos Paulus beskryf in 1 Korintiërs 2, begin jy die vermoë ontwikkel om dinge geestelik te beoordeel. En dit is wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 2. Hy sê die mense wat die gees van God het, kan dinge geestelik beoordeel, maar die mense wat nie God se gees het nie, kan nie dinge geestelik beoordeel nie. En daarom is dit vir ons belangrik om seker te maak dat ons mensgees vol moet wees van God se gees, ons innerlike mens. Paulus verwoord dit op 'n ander manier in Efesiërs 3, wanneer hy bid vir die innerlike mens, dat jy innerlik krag sal kry, maar dit gaan ook daar oor die mensgees. En dan skryf Paulus ook in 1 Korintiërs, wie ken die verborgde dinge van die mens, behalwe die gees van die mens? En wie ken die verborgde dinge van God, behalwe die gees van God? Met ander woorde, jou innerlike mens weet presies alles van jou. En dit is vanuit daardie komponent wat ons moet bid. Dis vanuit daardie komponent wat ons met die Heilige Gees kontak maak. En dan kom die Heilige Gees wat alles van God weet na ons mensgees toe en hy neem ons in totaliteit oor sodat ons alles kan hoor wat die Heilige Gees sê. En dit is wat Jesus ons ook leer in Johannes. Hy sê vir ons baie duidelik dat die Gees julle alles sal vertel wat ek julle geleer het. Ons hoor God se lewe deur die Heilige Gees wat met ons praat, deur die Heilige Gees wat vir ons inligting gee, deur die Heilige Gees wat die woorde van Jesus in ons lewe kom bevestig, beleef ons God se lewe. Ons kan lewe want ons kry dit vernuut. En dan sê Esegiel, ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees en hulle staan regop. Dit was 'n groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog. Ons het geen meer hoop nie. Dit is klaar met ons. Met ander woorde, hierdie mense was negatief, hulle was morbied, hulle het vasgekyk in hulle eksterne omstandighede en net gevoel hulle wil moed opgooi, hulle wil tou opgooi, hulle het gevoel hulle het nie krag vir hierdie probleme nie, hulle het nie energie om alles aan te pak wat voor lê nie. En dan sê die Here, dit is die toestand van die volk. En dit leer ons natuurlik ook in ons situasie, dat ons versigtig moet wees, dat ons nie soos Israel in so 'n situasie moet val nie. Maar die goeie nuus is, as ons in so 'n situasie val, as ons in so 'n situasie kom, wat ons voel, ons is moedeloos, ons bene is uitgedroog, ons kan nie meer nie, ons is uitgeput en uitgemergel, en ons sien nie meer kans vir alles nie, het ons die goeie nuus, dat God oor elkeen van ons lewe spreek. En ons moet dit hoor. Ons moet hoor dat God lewe gee. Ons moet daarop reageer. En dan sê die Here vir Esegiel, hy sê, tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Hier kom die belofte. Hier kom die belofte. En hierdie belofte is ook waar vir my en vir jou. God maak dit wat dood is, lewendig. God maak dit wat in jou op hierdie stadium dood voel, lewendig. God maak jou geestelik lewendig. Ons dink ook aan ons Here Jesus wat opgestaan het uit die dood. En deur die opstanding uit die dood het hy vir ons lewe gebring en dit in oorvloed. Paulus skryf in Kolossense 3, sê hy, julle het saam met Christus gesterwe, maar nou lewe julle saam met God. So Jesus het ons ook uit die graf laat opstaan. Jesus het ons ook oor die dood laat oorwin. In Jesus is daar lewe. Jesus sê in Johannes 11, sê hy vir die omstanders, ek is die opstanding en die lewe. In Johannes 1 lees ons, in die begin was die woord daar, die woord was God, die woord was self God, in hom was die lewe. Jesus is die lewe. Jesus is die antwoord vir ons, wanneer ons soos Israel voel, met gedroogde bene, moedeloos, morbied, nie meer kan nie, onseker oor die toekoms, en dan kom die Here Jesus en hy gee hierdie lewe.
En hierdie lewe word ook dan in ons lewe kom bevestig deur die werking van die Heilige Gees. En dan sê die Here, tree op as profeet en sê vir hulle, wanneer ek julle graf toe oopmaak en julle laat uitkom, sal julle besef dat ek die Here is. En dit is die resultaat wanneer ons God in ons lewe beleef. Dit is die resultaat wat vir jou wys dat die Heilige Gees in jou werk. Die oomblik wanneer jy op die punt in jou lewe kan kom wat jy sê, God het alles in my lewe bewerk. Dit is hy wat vir my hierdie lewe gee. Dit is hy wat vir my help om te kan lewe. Dis hy wat my droë bene weer lewendig gemaak het. Dis hy wat my liggaamsdele alles weer bymekaar gebring het en vir my hoop gegee. Dit is hy wat dit doen. Hierdie kan ek nie uit myself uit doen nie. En die Here sê hier, wanneer jy uit hierdie geestelike dood opstaan, wanneer jy uit hierdie emosionele dood opstaan, sal jy besef dat dit God is wat hierdie werk gedoen het. En dan sê die Here verder vir Esegiel, ek sal my gees in hulle laat kom, sodat hulle kan lewe, en dan sal hulle in hulle land lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. En hier kom die Here, en hy sê dan vir hulle, hierdie hele proses, wat gevolg was, om hierdie bene bymekaar te bring, met vleis, met senings, wat hierdie bene laat opstaan het, deur 'n Gees te gee, wat hierdie bene instruksie gegee het, wat vir hierdie bene 'n belofte gegee het, dat hulle verder lewendig sal word, kom die Here met 'n belangrike belofte, en sê, ek sal my Gees vir hulle gee. Jesus sê in Lukas, vra na die Heilige Gees, dan sal jy die Heilige Gees ontvang. Sê nog nie gevra het nie, vra na die Heilige Gees, en jy sal die Heilige Gees ontvang. En wanneer al hierdie werkinge in jou lewe plaasvind, tydens jou gebed, tydens jou alledaagse lewe, sal jy besef dat die Here God dit alles gesê het. Dat die Here God hierdie lewe oor jou uitgespreek het. En dat hierdie lewe in jou lewe waar is. En daarom kan ons hierdie lewe vat. Ons kan dit ontvang by die Here. En hy gee vir ons hierdie lewe in oorvloed. En dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons insig, dit gee vir ons perspektief, dat ons kan weet, alles wat ons het, alles wat ons is, kom van die Here af. En daarom kan ons hierdie lewe wat ons het, gebruik, want ons kry dit verniet. En hierdie gratis lewe is God se genade vir elkeen van ons. En kom ons sê vir die Here dankie vir hierdie genade, en kom ons gaan in ons lewe voort, om hierdie lewe wat God vir ons gegee het, met groot verantwoordelikheid elke dag te lewe.